kom, ek hou so daarvan, en ek en oom Boetie is altyd so, jy weet. Ek wil Pietersburg toe gaan, hy moet die kant toe gaan, so ons het altyd 'n issue elke pad geslaan. Maar het is vir my baie wonderlike voorreg om hier saam met julle wees. Kobie kon nie vanmôre hier wees nie, want hy is betrokke by landelik, en ek moet ook weer daar wees, so ek gaan net hier bly tot na my praatjie dan, gaan ek gou weer so. So ons moet maar die pot daarop in die kook hou, dit is maar moeilik, dit is maar net 'n paartjies, maar die Here is steeds baie goed vir ons. En ons sal ook bly wees as julle ook altyd vir ons bid aan daai kant. Ek wil eintlik vir julle vanoggend 'n getuienisie vertel voordat ek nou begin, maar nou is ek so bang my storieetjies te lank en dan raak ek in die moeilike tyd as ek oor my tyd gaan. Dat ons nou hierdie liedjies sing van neem die evangelie boodskap. En waar is die werkers wat sal gaan? Toe sê die Here vir my, maar vertel maar jou storieetjie wat jy vertel. Nou ek gaan nou vir julle 'n interessante getuienis vertel, hoe die Here wonderbaarlik mense lei, die Heilige Gees jou lei, dat jy nie eintlik weet wat met jou gebeur nie. Nou praat ek van 1953. So ek was toe 'n dogtertjie van 13 jaar oud. So nou gee ek sommer my ouderdom op vir julle weg. So ek kom 'n lang pad ver in die pad, 'n lang moeilike pad. Nou my pa, my oorlede pa, was 'n baie welvarende, vooruitstrewende merino wol skaapboer. En hy het die plaas geërf by my oupa se plaas. En op 'n wonderbaarlike, onverklaarbare wyse besluit my pa, hy gaan nou die plaas verkoop. Hy wil nou Rhodesia toe. Nou dis nou Zimbabwe, daai jare was Rhodesia. Pragtig, vooruitstrewend, 'n pragtige land. Hy gaan Rhodesia toe en hy wil nou vir hom daar 'n plaas gaan koop. Hy gaan toe en kyk die dinge deur, maar ek dink die Here het gesê nee. Weet julle wat doen hy? Hy gaan Kalahari toe, Kuruman toe. Hy koop daar vir hom 'n beesplaas. Nou van 'n skaapboer na 'n beesplaas. Ek verstaan nie lekker hoe dit werk nie. In elk geval, ons was net seker so 2-3 maande in Kuruman. Nog nie gesettel nie. Ons was in die NG Kerk. Ons het baie nou geset groot geword as kinders. Ons was elke Sondag in die Sabbatskool en die NG Kerk, moet ek sê vir julle, tot vandag toe het ek 'n groot waarde vir NG Kerk, want die eerbied van wat dit onthou ek nog al die jare, dit sal nooit uit my gestel uitgaan nie. Ons, as jy in die kerk sit, jy sal nie 'n vlieg van jou neus afwaai nie. So eerbiedig was hulle. Maar nietemin, ons was nou pas in Kuruman. Nou is ons in die kerk en die dominee waarsku nou. Hy sê, luister, daar is nou 'n tentdienste wat hier gaan begin in hierdie kerk. En ek wil julle net waarsku. Wees versigtig. Dit is een of ander sekte. Ons is nie seker wat dit is nie, maar vermy dit nie. Moenie gaan. So besluit my pa. Okay, ek wil gaan kyk wat daar. En Jelera Jaco Maritz se oupa en ouma, oom en tannie Maritz het ook daai jare in Kuruman gebly. Ons het mekaar glad nie geken. Want ons is heel vreemdelinge. My pa gaan en my ma en my pa gaan, hulle woon al hierdie dienste by. Toe die en oom en tannie Maritz ook. Nog 'n paar ander mense. En aan die einde van die dag, toe die dienste klaar is my pa en ma gedoop in die 70 Adventiste Kerk. En ek is gedoop 2 jaar daarna, as 'n klein jong dogtertjie. En dis vir my so ongelooflik, hoe die Here gelei het, dat my pa sy skaapplaas verkoop, 'n beesboer word. Nou wil ek julle nog verder vertel. Daai beesboerdery was maar net daai een kant. Hy het soos 'n fontein geloop, hy kon oorloop. Hy het gestudeer en hy praat en hy sê net, die wêreld moet hierdie boodskap hoor wat ons weet. Dit is die ongeloofste ding in sy lewe gewees. En hy besluit, hierdie boodskap moet hy uitdra. Hy begin kopporteer. Hy werk daar die Kalahari plat.
Hy kolporteer, en as die mense nie geld het om die boeke te koop, dan gee hy dit vir hulle. Hy gee vir hulle die groot stryd, en hy gee vir hulle, en hy verkondig. Toe hy het jare daar gebly, die beesboerdery het maar so aangegaan, maar hy kolporteer, ek weet nie hoe dit gewerk het in my nie. En toe trek ons Kaap toe gaan bly ons in die strand. Toe ons in die strand bly, sê my pa, nee, ek gaan aan met my kolporteerwerk. Hy het daai skaapse skier al lang plat gekolporteer. So ek glo, dit is wonderlik, ek moet hierdie getuienis met julle vertel, hoe die Here kan lei op maniere wat ons nie verstaan nie. Ons kan dit nie verstaan nie. Maar dit is die leiding van die Heilige Gees. En ek glo as Jesus die dag kom, sal ons siele sien wat uit my pa se werk gekom het. Verskoon my as ek so verhoor raak. Maar dit is vir my so 'n ongelooflike storie. Nou het ek al so baie gedink, as my pa nie daai tyd daai dienste bygewoon het nie, waar was hy dalk vandag? Ek het dit dalk nooit hierdie boodskap gehoor nie. Kom ons sluit ons hoofde. Baie dankie, liewe Jesus, dat ons die voorreg het om weer vanoggend as u kinders hier bymekaar kan kom. Dankie vir lewenskrag en gesondheid. Dankie vir soveel seëning wat ons uit die milde hand ontvang. Dankie dat ons van dag na dag na u toe kan gaan, dat u ons elke dag dra. Dankie dat u bekend is met ons swakhede, ons daaglikse lewens wat ons tuister. Maar dankie dat u ons gemaak het en weet dat ons maar net 'n ou stoffie is. Dankie dat u u kosbare bloed op 'n wrede kruis vir ons geslag het. Dankie dat ons kan uitsien na die stad wat nie met mensehande gemaak is nie. Ons bid dat nie een van ons op daardie eerste Sabbat in die nuwe Jerusalem afwesig sal wees nie. Ons bid ook vir elkeen wat weens omstandighede nie vanoggend hier kan wees nie. Is my gebed in die naam van Jesus. Dankie, liewe Heer, dat ons die voorreg het om weer 'n klein deeltjie van alles wat u vir ons gee, te kan terugbring na u toe. Neem dit, seën dit en gebruik dit in u diens in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou luister na 'n spesiale lied op CD. Dit word gesing deur die King's Heralds. Omdat ek al so lank in die 7de Adventiste kerk op pad is, was al hierdie stem van profesie kwartette was altyd vir my so baie spesiaal. En hierdie een word gesing deur die King's Heralds. Hulle was van die kwartette wat gesing het in die stem van profesie uitsendings. Wat leraar reg van die begin af deur leraar H.M.S. Richards, ek weet nie of julle dit ken nie, gesing het al hierdie kwartette. En aan die einde gaan ons een sing van Joe Malashenko. Hy was ook die bassanger in die stem van profesie kwartette. En dit is altyd vir my baie kosbaar. Kom ons luister nou. I'm only human. I'm just a man. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time.
is altyd besig met musiek, as ek in die huis werk, ek het altyd 'n CD wat speel. En dit hou mense so naby aan die Here, en dit help jou so in jou probleme en goeters, asof dit sommer so vaag raak. Nou ons staan sommer so vroeg aan die begin van 'n nuwe jaar, 2017, ek kan nie glo nie, die tyd gaan so verskriklik vinnig, ek weet of julle dit ook so ervaar nie. Nou ja, jaar vol uitdagings, vol onsekerhede, vol tekortkominge, vol bekommernisse of twyfelsituasies, en so kan ons aangaan en nogmaals aangaan. Nou vanoggend gaan ons 'n paar gedagtes deel oor 'n onderwerp wat iewers tussen al hierdie sogenaamde onsekerhede, tekortkominge, bekommernisse op ons lewenspad skuil. En ek twyfel of ek glo amper nie, daar is iemand wat nie 'n probleem het met hierdie probleme wat ek nou vir u wil met u gaan deel nie. En ons noem dit swakhede in ons daaglikse menswees. Ek hou van die uitdrukking, ek is baie lief om in die Engelse Amplified Bible te lees. Hulle gee vir jou so in hakies, so meer verklarende betekenis oor 'n woord. Nou, dit sê vir ons het bundles of flaws, ons is onvolmaak, ons is gebarste kleipotte, ons het bundles of daaglikse swakhede. Of ons dit nou wil erken, of ons dit nie wil erken nie, maar dit is so. Ons lewens is elke liewe dag onderhewig aan toetse en nogmaals toetse. Sonder dat mense dit besef of noodwendig daaraan dink, steek ons swakhede maklik sy kop uit. Soms kom ons swakhede so sterk na vore dat die kleipot nie net bars nie, maar dat hy sommer uitmekaar uitval. Menslike daaglikse swakhede op ons lewenspad beskryf die Amplified Bible as frail, sinful, dying, broos, sondig, sterwend. Maar met ander woorde, as hierdie menslike swakhede in ons daaglikse lewe kop uitsteek, is jy eintlik broos, jy's eintlik swak, jy's eintlik sondig en sterwend. Hoe meer ek toe diep hieroor nadink, het ek die besef gekom dat dit 'n ernstige probleem is, maar ons dink nie regtig so daaraan. Ons weet natuurlik almal dat dit slegs die bloed van Jesus, die totale oorgawe aan hom, die enigste is wat ons in hierdie sterwende toestand kan red. Hierdie swakhede kom sterk na vore in emosionele situasies, moontlik 'n geestelike krisis of enige ander krisis op ons lewenspad. Swakhede kom ook sterk na vore in ons aptyt. Dit is nogal 'n moeilike een. Ek besef dat hierdie iets, daardie versoeking oor wat ek eet, glad geheel en al nie goed vir my gesondheid is nie, maar dis darm so aangenaam, so lekker, in my swakheid gee ek maar toe aan my swakheid. Daar is die moeilike, soms baie ongemaklike, onbeheersbare situasies wat mens maklik kan leegtap, wat daardie swakhede in mens se lewe ook sterk na vore bring. Kom ons dink aan 'n paar. Byvoorbeeld, jou e-mail wat jou soms kan laat ontplof. Hoe swak is jy dan? Jou verhouding met jou medemens, daardie persoon wat jou irriteer, wat kwaad stig, wat die lewe vir jou suur maak. Hoe sterk kom jou swakheid dan na vore? Dan is daar ook selfs 'n situasie miskien in die kerk, by kerkraadsvergadering, of 'n konflik met 'n medebroeder of suster in die kerk. O ja, en wat van die al ewige lastige bedelaar by jou motor se venster, by elke plek waar jy stop. Wat van jou optrede teenoor daai persoon wat jou grensloos irriteer? Of teenoor die winkelklerk? Of dalk die kelner in die restaurant? Of dalk met die hantering van ongehoorsame, moeilike kleutertjies? Hoeveel male lewer ons dalk onverdiende kritiek? Hoeveel male in ons swakheid kla ons?
Dis die weer, dan is dit te koud, dan is dit te warm. Die hitte is te veel. Dan is dit die reën wat nie kom nie. Of dan die reën dit weer te veel. Die damme breek, die lande verspoel. Hoe sterk kom my swakhede na vore wanneer jy finansiële probleme ondergaan? Vergeet jy dalk in 'n oomblik aan swakheid, die Here se beloftes? Wat van swakhede in vreesagtige oomblikke, byvoorbeeld siekte of dood? Ons is daagliks onderhewig aan die allerlei karaktertoetse wat ons swakhede sterk na vore bring. Hoe sterk is my geloof in oomblikke van swakhede? Geen wonder dat die woorde soos beproewing, toetsing, loutering ongeveer 200 maal in die Bybel voorkom. Hoe sterk kom ons swakhede na vore as ons beproef word, as ons gelouter word, as ons voor die allerhande toetse gekonfronteer word? Hoeveel male val ons elke dag in ons toets? Ons voel hulpeloos. Die Amplified Bible sê ons is frail, ons is sinful, ons is dying. Is dit ons toestand weens ons daaglikse menslike swakhede? Is ons sterwend? Nee, dit is nie nodig nie. Vraag, gebruik Jesus nie dalk hierdie swakhede en die beproewinge juis om sy krag en verlossing in ons daaglikse lewe te bewerkstellig nie? Gebruik Jesus dit nie dalk dit om ons te leer en daagliks te besef hoe nietig en hulpeloos ons is nie? Dat ons sonder hom niks kan doen nie. Sonder hom is ons broos, ons is sondig, ons is sterwend. As ons na God gaan met hierdie daaglikse swakhede, is dit nodig dat 'n mens sy swakhede en tekortkominge erken en besef jy het dalk 'n probleem. Die mens moet self dink en besef dat daar 'n groot verandering is wat in hom moet geskied. Die mens moet ontwaak en in gebed volhard. Apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vir die Korintiërs: nee, ek kom nie na julle met voortreffelikheid van woorde of van my sogenaamde wysheid nie. Nee, glad nie. Hy sê, ek is by julle in swakhede, in vrees en bewering. Romeine 7 sê Paulus: wat wil ek doen wat ek wil doen? Dit doen ek nie. Hoekom sê Paulus so? Hy sê so as gevolg van die swakheid. Die menslike swakheid in hom. Wat doen hy? Hy sê, ek haat wat ek doen. Ek haat dit. Nou so voel ons so. Ek voel baie daar so. Ek haat wat ek doen. As ek haat dit, as ek so kwaad word. Besef ek my menslike swakheid. Dit klink vir my baie soos ons arme mense. Ons wil nie dit of dat doen nie. Maar in ons swakheid doen ons dit. Ons haat ons dit. Al haat ons dit, al wil ons dit nie doen nie. Tog doen ons dit. Tog is dit maar net eenvoudig hoe ons is. Soms is ons swakhede weet ons nie regtig hoe om te bid nie. Romeine 8 vers 26 sê, net so kom die Gees ons swakhede te help. Selfs in ons gebede is ons swak. Maar die Gees kom ons swakhede te help. Is dit nie wonderlik nie? 2 Korintiërs 12 vers 5 sê Paulus, oor myself sal ek nie roem nie, nee, ek roem liewer in my swakhede. Hoekom? Hoekom sal hy nou juis in sy swakhede roem? O, dit is so pragtig. Jesus sê vir hom, omdat my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek in my swakhede roem. Hoekom sê Paulus so? Sodat die krag van Christus in hom en in elkeen van ons kan woon. Paulus sê verder, 2 Korintiërs 12 vers 10, daarom het ek behaag in swakhede, mishandelinge en behoeftes en vervolging, benoudhede, om Christus ontwil. Want as ek swak is ek sterk. Op ons eie krag kan ons swakhede nooit vertrou. Satan is die meester daarin om ons swakhede gedurig voor ons te gooi. Jesus sê weer, maar my genade is vir jou genoeg. Want my krag word sterk in jou swakheid. In jou swakheid word my krag volbring. Prys die Here daarvoor.
In God se voorsienigheid het die Here beproewinge op Abraham in oomblikke van swakheid gebring. Hoekom? Om hom onderwerping, geduld en geloof te leer. God lei sy kinders op onbekende weë, maar hy vergeet of verlaat niemand wat in oomblik van swakheid sy vertroue op Christus stel. Belofte, 1 Korintiërs 10 vers 13. God is getrou. Hy is met ons in oomblikke van swakheid. Hy sal nie toelaat dat ons bo ons menslike swakheid en kragte versoek word. Kom ons kyk na swakhede in 'n paar Bybelkarakters. Daar is so baie, ek kan dit nie almal opnoem nie. Kom ons begin sommer by Eva. Eva het werklik die Satan se woorde geglo, maar in 'n oomblik van ongeloof en swakheid neem sy dan onaantreklike vrug en sy eet daarvan. Adam was bitter bedroef, verbaas en ontstel in die situasie, maar in swakheid kom hy die straf van die geweldige sonde nie afweer en gaan voort om die vrug te eet. Samson in swakheid verloor sy meer. Hy is ongehoorsaam aan God en 'n oomblik van woede en swakheid as ongehoorsaamheid aan God verklaar hy aan sy melige vrou wat vir hom sê: "As jy my liefhet, sal jy die geheim vertel waar die bron van jou krag lê." Biljam, in swakheid vertel hy toe vir haar. En wat was die einde van die storie? Biljam was 'n goeie man en 'n profeet van God. Maar in sy swakheid het hy afvallig geword en hom aan die begeerlikheid en gierigheid oorgegee. Gierigheid is afgodediens en deur daardie een swakheid het die Satan geheel en al oor hom die oorhand verkry en dit was Biljam se ondergang. Nou kom ons by Gideon. Weet julle, Gideon het 70 seuns gehad. Dit is 'n bietjie baie, né? Die Here stuur vir Gideon om Israel van die heidense volk, die Midianiete en die Amorite te verlos. Hulle was, die Bybel sê hulle was so sand aan die see. Hulle en hulle kamele. Dis die godlose oosterse nasie gewees. Nou kan jy jou voorstel, mense soos die sand aan die see, dit moet 'n bietjie baie wees. Nou klaar die Israeliete. En die Here het vir hulle gesê, julle luister nie na my nie, ek los julle nou, ek gaan julle nou maar net aan. Nou klaar hulle en huil by die Here. Weet julle wat gebeur? Hierdie oosterse nasies, hierdie Midianiete, hulle oorweldig hierdie Israeliete totaal. Hulle verplunder die Israeliete se lande. Hulle het nie meer 'n bok of 'n skaap of 'n dier oorgehad. En nou is hulle in 'n verskriklike benarde posisie. Nou huil hulle by die Here. Help ons, Here, sien my, julle het nie my geluister nie, maar okay, ek sal nog steeds vir julle help. Hy sê vir Gideon, Gideon, luister nou mooi vir my. Ek sal jou lewe spaar, maar veg teen hierdie nasies. Gideon dink, hoe? Hy sê, daar's 22,000 man. 22,000. Die Here sê vir nee, Gideon, vergeet dit. Stuur hulle die swakkes huis toe, laat hulle gaan. As hulle nie gesond is, as hulle bang is, laat hulle gaan, los hulle. Hulle gaan, daar bly 10,000 oor. Die Here sê vir Gideon, nee man, nee, 10,000 is te veel. Dan gaan die Israeliete sê, as ons hulle oorwin, die Here, hulle het dit gedoen, God was nie met hulle. Ok, Gideon sê, Here, maar ek is bang, Die Here sê, Gideon, ek is met jou. Jy sal nie sterf. Goed, Here. Nou sê hy, Here, maar ek is bang. Gee my 'n teken. Gee my nog 'n teken. Hoekom doen hy dit? Dit was in sy menslike swakheid wat hy dit doen. Geen ander rede. Hy was menslik swak. Hy sê, Here, maar gee nog vir my teken, dat ek weet ek gaan hierdie Israeliete oorwin, want ons is 'n paartjies, ek neem. Die Here sê vir hom, Gideon, luister, nie 10,000 man, ek sal vir jou sê, dan gaan, sê vir hom, vat jou manne en vat hulle dan na die rivier toe, die wat die water oplek, laat hulle gaan. Die wat die water oplek, gaan die Here vir gebruik. Maar die wat dit na hulle mond toe gooi, die gaan uit. Goed,
300 man bly oor. Nou gaan Gideon. Nou met hy 300 man gebruik om te gaan veg. Nee, Here, ek sien die kans daarvoor. Here sê, Gideon, ek is met jou, doen dit. Here, gee vir my 'n teken. As ek vanaand dou op die wolvlies, dan as ek môre opstaan en die wolvlies is nat en maar rondom dit is dit droog, dan weet ek hy is met my. Goed, hy staan die oggend op, daar is soveel water in die vlies dat hy dringend uit met sy hand 'n emmer vol, maar rondom is alles droog. Nee, sê hy, nou sê jy bang. Nou sê jy swak. En dan dink ek, ja, 300 man. Die Israeliete, die Amoniete is soos die sand aan die see. Goed, julle ken die storie van Gideon. Nee, Here, ek is nog nie seker nie. Wys my nog 'n teken. Die Here sê, goed, Gideon, ek is met jou. Moenie bekommer nie. In sy swakheid vra hy nog 'n teken. Die Here gee vir hom nog 'n teken. Sê, Here, as ek môre opstaan, moet die vlies droog wees, maar die grond moet nat wees. OK, staan volgende oggend op? Ja, dit is so. Nou gaan veg. En hulle oorwin daai massas mense. Kan nie glo die swakheid van 'n mens. Nou kom ons kyk na Abraham. Vader Abraham en Sarah, in die oomblikheid van swakheid en ongeloof, twyfel aan die krag van God en die belofte dat sy nageslag so groot soos die sterre aan die hemel sal wees. In ongeloof en swakheid gebeur sy huwelik met Hagar en geboorte van Ismael. In swakheid is in ongeloof. In 'n oomblik van swakheid en ongeloof ontken hy of verberg hy dat Sarah sy vrou is. Nou kom ons by koning Dawid. Al die goeie hoedanighede wat mense kan besit, is 'n gawe van God. Aangesien die mens alles aan God verskuldig is, behoort die eer vir alles wat hulle doen aan die Here alleen. Die Bybelgeskiedenis leer ons dit is baie gevaarlik om mense te loof of te verhef. Want as mens vergeet dat hy geheel en al van God afhanklik is en op sy eie krag vertrou, sal hy gewis tot 'n val kom. Efesiërs 6 vers 12. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen owerhede, teen die magte van die duisternis. En die wêreldheersers van die duisternis, die bose geese in die lig. Dit is waarteen ons daagliks moet stryd. Dit was die gees van selfvertroue en selfverheffing wat die weg vir Dawid se val berei het. Die feit dat die Here 'n noue gemeenskap met Dawid gevoer het, moes vir hom genoeg die sterkte en aansporing gewees het om sy eie karakter rein en onbesoedeld te bewaar. Maar die ongelooflike skoonheid van Batseba was vir koning Dawid 'n dodelike stryk. Hy het hom in die mag van die Satan verraai. Gevaar het hom omring. 'n skande groter as die dood het voor hom gestaan. In swakheid en wanhoop dryf hom daartoe om moord by die egbreek te pleeg. Kom ons kyk na Elia by die besembos. Elia het sopas die wonderdade van God beleef. Die Here stuur vir hom kraaie om vir hom voedsel en water te voorsien. Hy sit daar by die besembos. Hy beleef die wonderbare ervaring van die berg Karmel. Hy bid en die Here voorsien die vuur. Hy voorsien die brandoffer, die hout, die klippe, die stof, tot die water wat in die sloot was, is deur die vuur opgelê. Die Baal-profete word almal gedood. In swakheid en ongeloof vlug Elia weg van koning Agab en Isabel uit vrees vir sy eie lewe. Hy vlug in die woestyn. Hy gaan sit onder 'n besembos. En wat? Hy wens dat hy nog sterf. Kan jy dit glo? Saul, in swakheid en vermeerderheid was koning Saul in onguns by God. Nogtans het hy geweier om hom in berou voor God te verootmoedig. Nogtans het die Heilige Gees oor Saul laat vaardig word om sy eie swakheid en behoefte aan goddelike genade in te sien.
As Saul op God vertrou het en hom aan die tug van die Heilige Gees onderwerp het, kon God hom met welslae bekroon het. Ons ken almal die tragiese einde van 'n koning met die swakheid van 'n mens. Kom ons kyk na Eli. Het die hoogste en verantwoordelikste betrekkings onder Gods volk bekleed. Hy was 'n toegeeflike vader. Hy was vredelievend, maar gemaksigtig. Elia se swakheid het sterk na vore gekom by die opvoeding van sy 2 seuns. Pleks het hy hulle gestraf het hy hulle aan hulle eie wil onderwerp en hulle eie sin gegee en het hom deur sy kinders laat regeer. Alhoewel dit een van sy belangrikste verantwoordelikhede was, het hy die opvoeding van sy kinders absoluut gering geskat. Ons ken almal die einde van die tragiese verhaal van Eli. Moses was deeglik bewus van die verskriklike taak en belangrikheid van die werk wat aan hom opgedra is. Hy was van sy eie swakhede bewus en het altyd sy raad by God gesoek. Wat 'n wonderlike voorbeeld vir elkeen van ons, om altyd raad by God te soek, om te vra na sy hulp. In 'n oomblik van swakheid word hy so ontstel en moeilik met die ewige, klaande, moeilikheidmaker Israeliete, dat hy die rots slaan, in plaas van dat God vir hom gesê het, jy moet met die rots praat. En dis deur hierdie oomblik van swakheid, het hy die voorreg verweer om die land Kanaan in te gaan. Aaron het 'n groter dink van homself gehad en het hom minder op God verlaat. Hy was 'n mislukking toe die verantwoordelikheid wel op hom geplaas is en deur sy skandelike oorgawe met die afgoderry te sien hy die swakheid van sy karakter bewys het. Nou kom ons by Jakobus en Johannes. Groot manne, seuns van die donder. Hou toon hul swakheid deur altyd groot en belangrik te bewees. Jesus leer hulle, wie is die grootste in die koninkryk? Hulle wil die ereplek aan Jesus, hy het op sy troon gaan sit. Jesus sê vir hulle, wie is die grootste in die koninkryk? Wie? Klein kindertjies. As jy nie soos 'n kindjie word nie, sal jy die koninkryk nie ingaan. Nou kom ons by Esau. In 'n oomblik van swakheid en hongerpyne verloor hy eensklaps sy eersgeboortereg. Jakob, weens swakheid in sy karakter en bedrog, beland hy op 'n ver eensame pad met slegs 'n kierie in sy hand en het nooit weer die voorreg gehad om sy moeder te sien. Jakob het ook 'n geweldige swakheid geopenbaar in die opvoeding van sy kinders. Hy het Josef tot so 'n mate voorgetrek en ek dink bederf dat sy broers hom absoluut gehaat het en hom baie graag wou doodmaak. Nou kom ons by Jona aan swakheid, vlug weg na Tarsis. Die Here sê vir hom, man, jy moet gaan preek in Ninive. Daai stad is absoluut goddeloos. Wat doen hy? In swakheid, hy hardloop weg, gaan klim op 'n skip. Hy beland in 'n vis se maag. Wat 'n wonderlike plek om te bly. Weg van die aangesig van God. Weg van die opdrag van die Here. Ongeloof en swakheid. Wat van ongelowige Thomas? Johannes 20 vers 24. In 'n oomblik van swakheid weier hy om in te glo. Hy dring daarom aan dat hy sal glo sodra hy die spykermerke in Jesus se hande sien, en nie net sien nie, hy wil sy vinger daar. Mens kan dit nie glo nie. Jesus se hand sal. Hy sê en ek wil ook sien daar is by die spies in sy slui gegaan het. Ek wil my vinger daar ook in. Dan sal ek glo. Ons het hierdie voorbeelde van menslike swakhede uit die woord. Mag die liewe Heer ons elkeen genadig wees om sy krag en hulp te vra. Kom ons wees liewer soos Daniel, soos 'n Rut, soos 'n Josef, soos koning Ester.
het vas staan en luister na die Here beloftes en dat ons op hom vertrou. Nou gaan ons luister na 'n CD wat Joe Spencer vir ons gaan sing. Hy sing Life is like a mountain railroad. Hou jou hand op die rail op die spoor en hou jou hand aan Jesus vas. Met daai tyd het hulle nog net stoomtreine gehad. Want ek kan hoor in sy lied hy sing Hold your hand upon the throttle. Dan gaan kyk ek op in die woordeboek, wat is 'n throttle dan 'n trein? Dis die stoomklep. So wat seker die krag van die trein laat gaan en wanneer jy dit moet stop. So laat ons oë gefestig bly op Jesus, dat ons kyk vorentoe en laat ons almal eendag saam gaan wees as Jesus kom. Weet julle, ek was 'n klein dogtertjie. Ons het so pas in die kerk gekom. Toe het ons al geleer om in die Sabbatskool te werk en ons was baie betrokke in al hierdie kerkaktiwiteite, al die pad. En ek was 'n klein dogtertjie het die Sabbatskool gedoen en ek sê nou die dag vir Boekie, weet jy, ek onthou dit soos die dag van nou. Ek sien myself daar staan as 'n klein dogtertjie. En my Sabbatskoolprogram het gegaan oor die eerste Sabbat in die Nuwe Jerusalem. En ek het my so ingeleef daarin. En ek gesien Jesus as die superintendent. En die engelekore was die spesiale items. En ek glo dat ons almal daai eendag daai voorreg gaan hê. Jesus as die superintendent te kan skou en saam met hom wees die engelekore en ek het my voorgestel al die voeltjies. En wat 'n wonderlike dag. Kom ons sien uit na daardie dag. Baie dankie dat ek vandag saam met julle kon wees en ek hoop julle sal dink elke dag aan Jesus vertrou. Al hierdie swakhede, wat so op ons pad ons tuiste. Baie dankie. Life is like a mountain railroad with an engineer that's brave. We must make the run successful from the cradle to the grave. Watch the curves, the fields, the tunnels, never falter, never quail. Keep your hand upon the throttle and your eye upon the rail. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach the blissful shore, where the angels wait to join us in thy praise forevermore. You will roll up grades of trial, you will cross
is belangrik in 7. Dis die Sabbat in 7, dis reg. Dis reg. Goed, ek wil julle vertel van klein Benny. Eintlik was sy naam Benjamin geweest, maar sy ma se het op Benny genoem. Benny was so 8 of 9 jaar oud, wie van julle is 8 of 9 jaar oud? Daar is hy was so goed as jy geweest. Hy het een oggend daar buite gespeel by voor hulle huis. Jy sien nie, maar hier stap baie mense ons verby. Daar is gewoonlik nie so baie mense in die straat verby nie. En hy kyk nog so, toe sien hy, daar stap sy maatjie ook verby. En hy roep hom, hy sê vir my, waar gaan julle heen? Julle gaan almal in dieselfde rigting. Hy sê, daar is 'n man daaronder. Sy naam is Jesus. Hy vertel mooi goed vir die mense. En ek gaan luister na hom, sê sy maatjie. Benny sê, maar ek wil ook graag gaan. Hy sê, maar jy moet eers vir jou ma gaan vra. Ons vra ons altyd eers vir ma voordat ons gaan, nee. Hy eers vir ma gaan vra. Goed, en hy in die huis en hy binne in die huis, hy, ma, ek gaan saam met my maatjie na Jesus luister. Sy ma het al van Jesus gehoor, en sy sê vir hom, ek is bly jy gaan luister na Jesus. Maar onthou, hy praat lank, en hy gesels sommer die heel dag lang. Kom, ek gee vir jou kossies aan. Verlede nag het pa gaan visvang, en hy het visies gevang, en ek het klein broodrolletjies gebak, so hier is 5 visies en 2 broodjies. Sê weer, 5 broodjies en 2 visies, o, jy ken daarom die Bybel baie goed, nee. 5 broodjies en 2 visies, hier is hulle, ek pak hulle vir jou in jou pakkie in, dan draai jy dit saam met jou, en dan wanneer dit etenstyd is, nou nie voor die tyd nie, die etenstyd is, dan eet jy dit. Goed, mami, en hy is opgewonde, en hy kom by die hek hier voor, daar is sy maatjie, wag nog vir hom, en daar gaan hulle saam met die ander mense, hulle gaan luister na Jesus. Daar kom toe praat Jesus, daarom baie interessant. Maar dit was nie lank geweest nie, toe Benny nou baie lus vir hierdie vars broodjies, en hierdie visies wat hier in sy pakkie is. En hy het begin, en hy het oopgemaak, en hy wou net aanvat, toe staan hy oom hier langs hom, hy sê vir hom, Boet, wat wil jy nou maak? Hy sê, oom, ek wil my kossies eet. Hy sê, man, is nou nog vroeg, is nog nie eers 10 uur nie, jy kan nie nou al eet nie, dan gaan jy by jou vroeg aan honger word. Goed, oom, en dit mag gaan los. En hier by 12 uur se kant, probeer hy weer, en die oom staan nog nie by hom. Hy sê, nee, Boet, nog nie, wacht, wat almal gaan eet, dan kan jy ook eet. Maar sy kos is weer gelos, en toe dit 1 uur is, toe sê Jesus, nou maar, kom ons gee vir die mense kos wat hier is. En die disciples sê vir hom, Jesus, maar ons het nie kos nie. Vir so baie mense, 5000 manne, dat die vrou en die kinders het nie eers getel nie. So daar was meer as 10.000 mense gewees. Ons het nie eers kos vir 1 of 2 nie, ons kan dit nie doen nie. En toe sê hierdie een discipel, hy sê, ons het 'n seentjie hier wat 5 broodjies en 2 visies het. Maar hy het dit gelag toe hy dit sê, wat kan jy met 5 broodjies en 2 visies maak met so baie mense? Jesus sê, bring vir my daai 5 broodjies en 2 visies. En hy het gebid, en hy het die brood gebreek, en die visies gebreek, en die mense laat sit in groepies, en daar is genoeg vir almal, meer as 5000 mense eet van daardie een seentjie se kos, en hy kry ook nog self genoeg, en hulle tel nog op, en daar is nog wat oor is ook. En wat het toe gebeur? Daardie aand, toe Benny by die huis kom, daai middag, sê mami vir hom, lekker dag gehad? Ja, mami, baie lekker. Het jy genoeg kossies gehad? Mami, ek het genoeg gehad vir 5000 mense. Wanneer ons met Jesus deel, dan het ons meer as genoeg. Is dit nie waar nie? Ons moet nie bang wees om te deel wat ons het nie, nee. Kom ons deel met Jesus, dan word dit sommer baie. Goed, baie dankie julle.